Soos ek gesê het, dis wonderlik om hier te wees. Is 'n voorreg om saam met julle te kan aanbid en wat 'n voorreg om hier te kan staan as ek dink ek dink 11 jaar terug alles hier begin het hier by Philadelphia. En ons dankie Here daarvoor dat hy ons gelei het tot hier, ons geseën het, ons gedra het. En dit sou nie moontlik gewees het as dit ook nie vir julle gebede was nie. Dis wonderlik om hier te wees op 'n koel Sabbatmôre. Weet daar waar ons is dit nou seker al 33 grade daar op Ellisras. So dis wonderlik om hier te kan wees. Die titel van my boodskap vanoggend is 'n moeilike vraag wat ons onsself moet afvra. Die vraag is nie, ken jy God nie? Die vraag moet eerder wees, ken God jou? Maar leraar, hoe kan jy so 'n vraag vra? Dis logies dat God vir ons ken. Vriende, as ons verstaan wat die woord ken beteken, dan gaan ons meer betekenis hê aan die vraag van, ken God my? Ons skriftuurlesing kom uit Matteus 7 vers 21 en dit sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Jy sien, vandag is die probleem, as jy daardie vraag sou vra aan almal daar buite, en ek vra dit aan u vanoggend ook, en is u 'n Christen? Jy hoef nie dit te antwoord nie, antwoord dit vir jouself. As ek vir u vra, is u 'n Christen? Wat sal die antwoord wees? Baie van ons gaan verskillende antwoorde hê. Want ons gaan verskillende sienwyse hê rondom die woord Christen. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Hoe leef 'n Christen? Wat doen 'n Christen? Hoe dink 'n Christen? Jy sien, dit word geantwoord deur die vraag van, ken God my? Ek dink een van die vreeslikste woorde om eendag moet hoor, is wanneer God vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Kan jy jouself indink, jy wat beweer het dat jy 'n Christen is, dat jy sê dat jou lewenswyse spreek van hoe 'n Christen moet wees en jy staan voor God en hy sê vir jou, gaan weg, ek ken jou nie. En dan gooi jy jou arms in die lug en sê, maar Here, ek het al hierdie gedoen. Gaan weg. Ek ken jou nie. Jy sien die mense wat sê hulle is 'n Christen, hulle mag 'n leerstellige reguit geloofsbelijdenis hê. Maar in werklikheid is dit 'n leë geloofsbelijdenis. Dit mag miskien intellektueel akkuraat wees, dat dit leerstellig akkuraat is, maar hulle is absoluut 'n vreemdeling vir dit wat hulle bestudeer het. Hulle is vreemd vir dit wat hulle verkondig. Hulle is 'n vreemdeling vir dit wat hulle sê. En hulle is absoluut 'n vreemdeling vir dit wat hulle doen. So vriende, 'n mens is nie net 'n Christen omdat daar so gesê word nie.
'n mens is nie net 'n Christen net omdat jy 'n gedaante van godsvrugtigheid het nie. Hoekom kan ek sê dat ek 'n Christen is? Jy sien in hierdie hele proses van wat dit neem om 'n Christen te word, moet daar transformasie wees. Daar moet verandering wees. Daar moet verandering van denke wees. Van hoe jy dinge begin doen, moet daar 'n verandering wees. Dit laat my dink aan die nagmaal. Of die doop. Jy sien, wanneer jy gedoop is, en jy stap uit daai doopwater uit, dan moet daar 'n verandering in jou lewe wees. Jy kan nie net aangaan soos wat jy van tevore aangegaan het nie. Daar moet 'n transformasie wees. Dieselfde met die nagmaal. Wanneer jy nagmaal gebruik en jy dit klaar gedoen, kan jy nie net aangaan soos wat jy normaalweg aangegaan het nie. Daar moet 'n verandering in jou lewe wees. Jy moet anders wees, jy moet anders praat, jy moet anders dink. Jy moet anders doen. En vriende, dit veg oorgawe, toegewydheid en die grootste gehoorsaamheid. Net soos wat Adrian en Candice vir klein Isabel gaan leer rondom gehoorsaamheid, wat dit beteken om gehoorsaam te wees. Net so is dit God se verlange vir elkeen van ons vandag. 'n Pleidooi dat ons aan hom alleenlik gehoorsaam moet wees. So die belangrikste vraag vanoggend is nie ken jy God nie. Die meer belangriker vraag, die ewigheidsbepalende vraag vanoggend is, ken God jou? Ken God jou by die naam? Dat wanneer jy voor hom staan, jy nie die woorde hoor van, gaan weg, ek ken jou nie. Maar hy nooi jou binne en sê, hier is jou kroon. Kom deel in dit wat ek vir jou voorberei het. Ek weet nie of dit u hartsbegeerte is nie, maar dis my hartsbegeerte. Om eendag die ewigheid saam met God te kan wees. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf, in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek net sê, ek het hulle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hier sien ons mense wat geglo het, hulle ken God. Maar God het hulle nie geken nie. Jy sien, as ons gaan na daardie woordjie ken, dan gaan ons teruggaan in Genesis, waar Adam het vir sy vrou Eva geken, en sy het swanger geword. Nou as ek nie en swanger geword bygesit het nie, en ek het net gesê, en Adam het sy vrou Eva geken, wat sou dit beteken het? Hy geweet het van haar, hy haar geken het. Hy geweet het wat sy doen. Maar in hierdie geval was geken baie intiem, baie persoonlik. Want hy het haar so geken dat sy swanger geword het en 'n kind gebaar het. Met ander woorde, dis persoonlik, daar's 'n noue, diep, liefdevolle verhouding. En so sê Johannes 10 vers 14, ek is die goeie herder en ek ken my skape en hulle word deur my geken.
So met ander woorde, daar is meer dieps as net ek weet van. Hy het hulle geken. Hy ken sy skape. Want wanneer hy hulle roep, is hulle gehoorsaam, dan kom hulle. Vriende, ons word elke dag word ons geroep om die troon van God te nader. Jy sien, want hy staan daar en hy sê, kom na my toe. Ek gaan vir jou daai ewige rus gee. Ek gaan vir jou die ewige lewe gee. Kom net na my toe. En dan is dit ons keuse vandag of ons wil gehoorsaam wees of nie. In Christ's Object Lessons, bladsy 411 staan daar geskrywe: It is not the promise we make, but the choices we make day by day, the life we live, that we show if we know Christ. So, die keuses wat ons maak, die manier hoe ons leef, dag vir dag, dit wys of jy Christus ken of nie. Nie net die beloftes wat ons maak nie. Hoe leef ons? Hoe gehoorsaam ons? Met ander woorde, dis nie net om te sê Here, Here, of om godsdienstige dade te verrig nie. Soos ons gesê het, Here, ek het soveel dienste bygewoon. Ek het die armes gehelp. Ek het die minder bevoorregtes, ek het hulle gevoed met voedsel. Ek het Bybelstudies gegee. Ek was elke Sabbat in die kerk gewees. Gaan weg. Ek ken jou nie. Jy sien, vriende, want daar's een groot probleem vandag wat gehoorsaamheid aan God betref. Een groot probleem. En dis nie ek wat so sê nie, kom ek deel wat die skrif vir ons leer. 1 Johannes 2 vers 3 tot 4. Dis wat die Bybel ons leer, hoe God weet dat ons hom ken. Dit staan, en hieraan weet ons, dat ons hom ken. Hoekom? As ons sy gebooie bewaar. As ons sy gebooie bewaar. Ek ken hom en sy gebooie. Die wat sê, hulle hom ken, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar. En die waarheid is nie in hom nie. Gehoorsaamheid aan dit wat God ons gee. Om hierdie lewe te kan leef, volgens God se wil. Jy sien, want wanneer jy totale oorgawe aan God gemaak het, is daar nie meer by jou 'n wil nie, want dit is soos God se wil vir jou sal geskied. Here, hoe moet ek my lewe lei? Volgens God se wil. Hoe moet ek met die armes optree? Soos God se wil. Wat moet ek doen om die ewigheid te kan beerwe? Soos God se wil. En wat is daar die wil? Wees hom gehoorsaam in woord, in daad. Dis al wat ons moet doen, liewe vriende. Is dit so moeilik om God te kan gehoorsaam?
Ons gehoorsaam ons ouers, nie omdat ons bang is vir 'n pak slaag wat ons gaan kry nie. Ons gehoorsaam ons ouers omdat ons lief is vir hulle. Nou hoeveel te meer moet ek my God lief hê? Ek is hom gehoorsaam. Vir hy wat die prys vir my betaal het op Golgotha. Hoe kan ek nie uit liefde hom gehoorsaam? Hom volg, sodat hy my lei waar ek moet gaan. Jy sien, goed, God sê vandag van ons, ek soek gehoorsaamheid, nie net aktiwiteit nie. Want gehoorsaamheid is die toets van 'n verhouding. Hoe sou jou verhouding gewees het met jou man of jou vrou, as daar geen gehoorsaamheid tussen julle was nie? Hoe weet ek of God my ken? Ons kan maar gaan na Genesis 5 vers 24 en daar praat hulle van Henog en dit sê daar dat Henog het met God gewandel. Soos wat Adam en Eva met God gewandel het daar in die tuin. Hulle het daar die persoonlike noue tyd gehad. So kan ons leer daaruit om met God te wandel. Beteken om 'n intieme persoonlike verhouding met God te hê, dat jy jou diepste begeertes, jou diepste en ergste probleme met hom kan deel. Jy moet wandel met God daagliks. Jy doen sy wil. God se wil, vriende. Elke dag pleit jy by God dat sy wil vir jou sal geskied. Jy moet die vrug van die Gees dra. Die vrug van die Gees, die liefde, die blydskap, die vrede, die lankmoedigheid, die vriendelikheid, die goedheid, getrouheid, die sagmoedigheid, die selfbeheersing. Dis die vrug van die Gees. Dit moet uit ons uitborrel, dis hoe ons moet leef. Met hierdie eienskappe. Dis God se eienskappe. Dis hoe hy wil hê jy moet wees teenoor jou geliefdes, teenoor jou vreemdeling. Jy moet lewe in 'n lewe hê van gebed en gehoorsaamheid. In Skrede na Christus staan daar, it is not only by reading or talking of God that we come to know him. We must commune with him. Nou daardie woordjie commune beteken so baie. To engage in an intimate, heartfelt exchange of thoughts and feelings through prayer, worship, seeking a deeper connection. Dit is commune. Dit is deel van daardie wandel met God. Dit is wat jou verhouding met God bewys. Hierdie intimiteit met hom, hierdie totale oorgawe aan hom. Sodat jy met trots kan sê, dis nie net ek wat God ken nie, maar God ken vir my. Those only who are obedient and faithful will be acknowledged as children of God. Openbaring sê vir ons, wie die heiliges gaan wees
aan die einde van die tyd. En hulle het 2 identifiserende kenmerke. En is 2 kenmerke wat dwars deur die Bybel geuiter word. En hierdie is God self wat hierdie woorde spreek, daar waar hy sê in Openbaring 14 vers 12, hy sê, hier kom die lydsaamheid te pas. Wie is hulle? Die lydsaamheid van die heiliges. Wie is die heiliges? Kan jy jouself klassifiseer as 'n heilige? As jy sy gebooie bewaar en geloof in hom het. Dis die 2 kenmerke. Geloof in Christus en gehoorsaamheid aan sy gebooie. Jy sien vriende, God roep ons vandag en hy sê kom na my toe. Bring alles wat jou pla, bring dit vandag na my toe. Ek sal jou die rus gee. Want hy is die weg en die waarheid. Daar's niemand anders soos hy nie. Is dit jou begeerte om eendag saam met hom te kan wees? Kom ek stel dit so. Is dit jou begeerte om eendag jou geliefdes wat nie meer vandag hier is nie, is dit jou begeerte om hulle weer te kan sien? As dit is, Jesus roep jou. En al wat jy moet doen is, jy moet aanvaar. Kom net soos wat jy is. Dit maak nie saak wat jou probleem is nie. Dit maak nie saak wat jou terughou nie. Hy roep jou, kom na my toe. Dat ek jou kan leer om my te ken. Want ek wil jou ken. Ek wil saam met jou wandel. Ek smag dit vandag. Gaan jy sê, ek het nie genoeg tyd nie. Die wêreld daar buite hou my te besig. Ek kan nie laat staan wat ek nou mee besig is nie. Ek het nog nie genoeg geld gemaak nie. Here, ek sal kom wanneer dinge bietjie beter in my lewe gaan. Die Here sê vir jou, kom net soos wat jy is. Versaak die wêreld en kom na my toe. Jy sien, God wil jou ken vandag. Hy wil hê dat jy met trots kan opstaan en sê, ek ken my God. En my God ken vir my. Jy sien, want ons wandel saam. Ons verstaan mekaar. God dra my deur die diepste waters. Want my begeerte is dat ek net op hom gefokus moet wees. Sy wil doen. Want as ek sy wil begin doen, dan gaan my huwelik beter floreer. Dan gaan my verhouding met my kinders genees word.
Dan gaan ek die mooi in die wêreld begin raak sien. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou daai rus gee. Jy sien, 'n ware verhouding met Christus is nie 'n ritueel nie. Dis 'n realiteit. As dit jou besluit is van vandag af, dan doen jy sy wil deur sy krag. Want jy gaan dit nie alleen kan doen nie. Laat sy Gees jou lei in gehoorsaamheid. Leef in nederigheid en selfondersoek. Paulus sê in 2 Korintiërs 13 vers 5, stel julle self op die proef of julle in die geloof is. Stel jouself op die proef. Leef ek soos wat God wil hê ek moet leef? Doen ek wat God van my verlang? Leef ek sodat God trots kan wees op hoe ek met ander is? Ek staan by die deur en ek klop. Jy sien, hy kom nie ingebars en sê vir jou, jy moet saam met my kom nie. Hy staan by die deur met daardie verwagting. Ek wens so dat hierdie deur sal open, dat ek kan binne gaan. Gaan jy die deur oopmaak? Of gaan jy dit toehou? Die keuse is ons in vandag, liewe vriende. God nooi ons. Hy dwing ons nie. Jy sien, vriende, dan kan ons almal staan en uit breë bors saam sing. Daar's 'n land soos die môre so skoon. Deur geloof sal ons eenmaal daar bly, waar verlostes vir ewig sal woon in die tuiste wat hy ons berei. En dit, liewe vriende, sluit ek mee af met hierdie pleidooi, hierdie smeekgebed, soos Dawid gebid het in Psalm 139. En ek vra jy om die oë te sluit. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart. En lei my op die ewige weg. Amen.